Baie welkom by ons aanlyn boodskap. Hier by NG Gemeente Jeffreys Bay maak God ons golwe van liefde en lig vir 'n wêreld in nood. Hartlike goeiedag vriende, dit is lekker om vir ons in hierdie pragtige mooi maand van Mei maand en Junie maand is mos die mooiste tyd in Jeffreys Bay wat die weer betref, net bewus daarvan te maak wat ons hartklop in die roeping hier op aarde in ons evangelie is. So DV, Mei maand is ons getuienismaand, dis iets om na uit te sien. Ons gaan elke Sondag lekker fokus op een van die stuurselle. Ons begin alreeds die eerste Sondag in Mei. Begin die 4de begin ons dan nou met Joshua projek in Makokanya, Jerusalem, Hulp en Hoop plaaslik hier by ons in Jeffreys Bay. En daarna gaan ons al hoe verder en verder en verder soos wat die Here ons gebruik van Jerusalem tot die uithoeke van die wêreld. So ons gaan Transkei toe gaan, ons gaan Makokanya toe gaan, ons gaan van daar af gaan ons Indië toe gaan en so geliefdes word julle uitgenooi om saam met ons in Mei maand te reis. En as jy dalk in Mei maand op die vakansie daar weggaan, kyk ons aanlyn boodskappe, bly op hoogte, bly in pas met waarmee die Here in hierdie gemeente dan nou ook besig is. En dis 'n ideale geleentheid vir alle groeigroepe om net weer opnuut te dink oor by watter stuursel hulle graag wil inskakel en daar gaan ook 'n geleentheid wees by die eredienste en andersins vir mense om deel te raak van een van of meer van ons stuurselle. En ook by mekaar kom en 'n bietjie saam kruisbestuiving doen en hoor hoe kan ons prakties ook ons geloof en getuienis uitleef na buitentoe. So ek sien baie uit na my maand en ek hoop dat die Here julle harte sommer warm maak vir dit. En dan geliefdes, die 6de Mei kom Prof Johan Smit, kom hy kuier, 6uur die 6de Mei en dis hier by die kompleks en ons wil al die ouers en grootouers wat met kinders werk en kleinkindertjies het en tieners het uitnooi om te kom luister en hy gaan vir so 'n lekker stuk skoling doen. Ek dink Johan is baie goed in dit en toe hy laas hier was het ons baie goeie terugvoer gekry, so ek vertrou julle sal baie geniet. Die 6de om 6uur. Dan die 21ste Mei is dit ons vroue geleentheid, dit gaan 'n geestelike groei geleentheid wees en dis 9:30 die oggend, die 21ste Mei, 9:30 en Dominee Hessie gaan dit vir ons lei. So al die vrouens, al die dames, julle is baie welkom in julle veelkleurigheid. En dan nie die 21ste Mei nie, maar die 21ste Junie het ons seefees en ons is hard aan die werk en die beplan en dankie vir almal wat inkoop en deel is daarvan en alreeds skarrel en werk en dankie vir donasies en skenkings wat alreeds inkom. En asseblief spandeer ook met die Here tyd daaroor hoe en wat julle ook by kan help en kan bydra met hande of met andersins met donasies en bydraes. En dan vir al die wit olifanttafel kort nog baie produkte en as julle bring asseblief bring net heel produkte. Nou nie ietsie wat stikkend is nie, maar asseblief ondersteun ook ons wit olifanttafel. Geliefdes, mag julle 'n besondere dag hê en mag die Here net julle toevou in sy groot liefde. Geniet ook die eredienste. Bye bye. Baie welkom gemeente by ons aanlyn erediens. Ons is opgewonde om die woord ook vanoggend met julle te kan deel. En mag dit regtig vir jou baie geseënd wees. Ons is by NG Gemeente Jeffreys Bay opgewonde om golwe van liefde en lig vir 'n wêreld in nood te wees. En ons nooi jou uit om deel te wees daarvan. As jy in ons omgewing is of waar ook al jy in die wêreld is, mag dit vir jou sommer net lekker wees om ook in te skakel en deel te wees van dit wat hier spesifiek nou maar ook in Jeffreys Bay gebeur. Maar mag die Here jy ook vanoggend met sy woord kom seën. Nou gebruik by ons in die gemeente is ons wil graag vir almal wat verjaar en ook huwelike herdenk in hierdie volgende week en hierdie tyd om asseblief sommer vir ons in die comments te sê of wanneer jy verjaar en hoe oud jy is as jy wil. Ons wil dit graag saam met jou vier. En dit is vir ons lekker om fees te vier saam met mekaar en mag dit regtig vir jou ook geseënd wees as jy verjaar en spesifiek ook as jy huwelik herdenk, mag dit spesiaal
loyaal wees, mag julle mekaar bederf en die liefde van die Here sommer net in daai ongelooflike huweliksverhouding beleef. Mag dit regtig vir jou geseënd wees. Nou ons is in hierdie tyd begin ons die 4de Mei met ons getuienismaand in die gemeente en ek wil graag hê dat ons vinnig na hierdie volgende video kyk. Dis 'n insetsel om iets te verduidelik van hoe werk ons gemeente met ons stuurselle en spesifiek dan ons getuienisbediening. En so kom ons kyk hierna. Vandag fokus ons so 'n bietjie op ons huidige of ons nabye plek in Jeffreys Bay, waar die fokus spesifiek ons Joshua projek, Makukanya, sowel as ons hulp en hoë bediening. So kom ons kyk na die volgende insetsel. Ons gemeente se visie daag ons uit en dring ons daartoe om golwe van liefde en lig vir die wêreld in nood te wees. En dit hanteer ons vanuit Handelinge 1 vers 8 vanaf Jerusalem tot en met die uithoeke van die wêreld. En vandag gaan ons meer oor Jerusalem praat, net nou 'n bietjie meer daaroor. So geliefdes, ons gaan praat oor stuurselle. Julle sal sien dat ons kommunikasie in die gemeente hierdie maand handel oor stuurselle. En stuurselle is een van die wyses waarop die gemeente betrokke kan wees in die sendingveld en dit wat God op ons hart kom lê het, deur saam te bid, te ondersteun, te getuig, uit te reik na die wêreld toe. So geliefdes, wat is 'n stuursel? 'n Stuursel is 'n fokusarea van ons gemeente se sendinghart. En om aan God gehoorsaam te wees, gaan elke ene geleentheid kry om deel te wees van een van ons 6 stuurselle of fokusareas binne in ons gemeente. Die eerste ene is Joshua projek, Makukanya skool. Dit is Lusikisiki Nyati in Transkei, Moapula Mosambiek. Dit is Indië en dan is dit Radio Feba tot die uiterstes van die aarde, uithoeke van die aarde. So deur stuurselle ondersteun ons die sendinggemeente of projek of organisasie wat die Here op ons gemeente se hart kom lê. En jy word uitgenooi om daarin deel te word. Ook ons groeigroepe is hierby betrokke en gaan elke week, weekliks wanneer hulle bymekaar kom, 'n tydjie afsonder aan die stuurselle. En meer as een groep kan ook deel wees daarvan om 'n spesifieke stuursel te ondersteun. So hoe werk stuurselle? Stuurselle gee vir lidmate en ander persone geleentheid om betrokke te wees en verhoudingsbou toe te pas. Want daai persone wat die werk moet doen in die sendingveld het 'n ondersteuningsnetwerk nodig. Hulle het mense nodig wat vir hulle bid, hulle ondersteun, wat met hulle kommunikasie het, sodat hulle werk kan doen en die koninkryk van die Here uitgebou kan word. En dis waar ons 'n belangrike rol speel, deur stuurselle, deur vir daai persoon te laat weet, jy's belangrik, ons gee om, ons dink aan jou en ons bid vir jou en ons ondersteun vir jou. So stuurselle funksioneer met 'n baie sterk hart van verhoudingsbou en ook kommunikasie. So is daar gereelde kommunikasie van die stuursel af na die gemeente toe en ook weier sodat die gemeente kan weet presies waar is God besig om te werk ook deur ons stuurselle. So geliefdes, ons kan betrokke raak by stuurselle op een van 2 maniere, maar eerstens WhatsApp groepe. So daar gaan 'n QR-code en link wees wat deurgegee word en dan kan jy inskakel by so 'n WhatsApp groep. Dit is 'n geslote groep en in hierdie groep gaan jy kommunikasie kry oor daai stuursel, jy gaan terugvoer kry en ook dinge wat dalk nou nog gaan voorlê. En 'n tweede manier hoe jy betrokke te raak is deur jou ondersteuning, geloofgelofte offers of hoe die Here dit op jou hart te lê. So ons wil almal hartlik uitnooi, kom word deel van ons stuurselbediening in die gemeente, want dis die manier hoe ons verder ook weier wil leef. Vriende, goed, so wat Jerusalem betref, hier het ons 2 stuurselle. Die eerste een is die Joshua projek, tweede een Makukanya. Dis ons 2 stuurselle waarop ons hierdie week gaan fokus. En as jy deel daarvan wil word, dan kan jy net op die QR-code inscan om deel te word van hierdie WhatsApp groep van een van hierdie 2 projekte, of jy kan die kantoor kontak om jou daarmee te help. Gemeente, buite ons stuurselle en veral 2 stuurselle in Jerusalem is ons gemeente ook betrokke met 'n versorgingsbeen in ons gemeenskap hier in Jerusalem op baie verskillende terreine en julle word ook uitgenooi om daarvan deel te wees as julle graag daarby wil inskakel.
Gemeente, as jy wil deel wees van dit, asseblief maak seker dat jy by die stuurselle inskakel. Kom ons bid saam met mekaar. Here God, dit is 'n ongelooflike voorreg wat ons het om op hierdie platform u woord te kan bedien. Here, my gebed is vanoggend dat elkeen wat waar ook al jy nou sit in hierdie wêreld, Here, u hart sal hoor. Here, mag elkeen aangeraak word deur wie u is. Here, mag hulle u nabyheid en u liefde beleef. Here, mag hulle weet dat u werklik daar is. Here, dat u die een is wat omgee, die een is wat vir hulle lief is. Here, mag hulle deur die woord wat ons ook vandag met mekaar gaan lees en hoe dit oopgebreek gaan word, Here, mag hulle genade in dit raak sien. En dan mag ons werklik weet wat dit beteken om deur die liefgehad te word, sodat ons ook ander kan gaan lief hê. Dankie Here dat ons hierdie in die almagtige naam kan vra en kan weet dat U ook by ons is. Amen. Die Here groet jou ook vanoggend. Hy sê vir jou genade en vrede vir jou. En is van God ons Vader, die Here Jesus Christus, en ons beleef dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Wil jou uitnooi om, as jy jou Bybel daar het, of as jy hom nie het in pause die video, gaan haal hom gou en dan lees ons saam met mekaar uit Jesaja uit vanoggend. Ons lees daar vanaf Jesaja 25 of vanuit Jesaja 25, so vanaf vers 6. So asseblief lees lekker saam met my vanoggend. God berei 'n feesmaal vir die volke. Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'n Feesmaal met die beste om te eet en te drink. Goeie kos en geurende wyn. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk, dit is ons God. Ons het op hom vertrou, hy het ons gered. Dit is die Here, ons het op hom vertrou, laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Tot sover lees ons. Gaan lees 'n bietjie aan ook, as jy wil, daar gedeelte van Moab wat ook vernietig sal word, en ek sal so 'n bietjie ietsie sê van wat ons ook glo en inlees en verstaan binne in hierdie gedeelte. Nou eerstens is dit so belangrik om net ons konteks van vandag te verstaan, en ek weet, dis nie moeilik om dit eers raak te sien nie, as ons net rondom ons kyk, en ons kyk na die nuus, en ons sien wat is regtig ook besig om te gebeur in Suid-Afrika spesifiek, en die wêreldwyd, daar's oorlog, daar's mense wat vir mekaar kwaad is, daar's mense wat mekaar wil vernietig, en seermaak, en elkeen van ons beleef dan nog persoonlike pyn, en ons persoonlike omstandighede, daar's siekte, daar's dood, daar's hierdie bedreiging, dis finansiële situasies, mense wat werk verloor, mense wat regtig worstel in die samelewing, in die lewe, en ons hoef nie te praat daaroor om te weet dat daar dinge is in ons wêreld wat nie reg is nie, wat swaar is en wat moeilik is, en dit is deel van hierdie ongelooflike moeilike plek waar ons is vandag, en dan op 'n stadium, dan kom lees ons dalk nou hierdie teks, en ek hoop op 'n manier vanoggend bring dit vir ons ook hoop, dat dit wel vir ons dat ons iets sal kan raak sien van wat die kondisie is van ons samelewing en wat God kom doen. En my gebed is dat jy vanoggend beleef dat die Here dit vir jou ook kom sê, dat die Here dit vir jou ook kom gee. So kom ons gaan kyk gou weer eerstens daarna. Daar in vers 6 begin God en hy sê maar hy is besig met die feesmaal gereed te maak. Maar hoe fantasties is dit nie as God besig is om fees te vier of 'n feesmaal gereed te maak, hierdie tafels te dek. Ek kan nou nie mooi indink presies hoe die Here dit sal doen nie, maar gebruik jou verstand. Maar voordat jy dalk te diep in dit ingaan, dink gaan 'n bietjie by jouself dalk oor wanneer jy 'n feesmaal gereed maak. Wat doen jy wanneer jy dit doen? Nou ek het kan 'n klomp voorbeelde dink. Ek is onlangs 30 jaar oud geword en
En dit was seker een van die groter feesviering wat ons nou gehad het, om 'n klomp mense te nooi wat hierdie dinge kan kom saam doen. Jy vier dalk 'n 50-jarige en dis 'n groot mylpaal, 'n half eeu en dis 'n groot partytjie en jy gaan nooi mense wat jy graag daar wil hê. Jy's dalk besig om 'n huwelik te reël en jy worstel en dink, maar wie moet ek uitnooi, wie moet ek nie uitnooi nie? Wat is die kriteria van wat maak dat hulle daar kan wees of nie daar kan wees nie? Ons as mense wil gewoonlik mense uitnooi wat die lewe saam met ons kan vier en wat soos ons funksioneer en soos ons dink en dit 'n lekker tyd sal maak. As ons dink aan 'n feesmaal, dink ons nie aan 'n awkward, moeilike situasie nie, ons dink aan 'n lekker opwindende tyd. Saam met mekaar, saam met mense aan die een kant vir wie ons in ons persoonlike hoedanigheid verskriklik lief is, en aan die ander kant ook mense wat so dalk op 'n manier ook die lewe leef soos wat ek leef. Ek werk natuurlik klomp keer met jong mense en baie keer dan vra ek vir hulle, nou wie nooi julle na partytjies toe? As julle nou partytjies, mense na partytjies toe nooi, dan sê hulle gereeld vir my maar mense wat saam met ons hierdie goeders kan doen, né? Ons nooi nie as veral as ons nou selfs 'n bietjie wil aanjaag soms in die lewe, dan nooi ons mense wat saam met ons gaan aanjaag. As ons nie wil aanjaag nie, dan nooi ons spesifiek mense wat ons weet nie gaan aanjaag nie. Maar ons kies mense wat eintlik soos ons is. En kom ons gaan kyk weer na waarmee die Here besig is. As die Here sê, hy is besig om 'n feesmaal voor te berei, is dit eintlik verskriklik interessant wat hier gebeur. Want die Here sê hierdie woorde op hierdie stadium vir Israel, vir al die volke. Die Here sê, nee, ek gaan nie net 'n feesmaal vir Israel voorberei nie, ek gaan nie net 'n feesmaal vir hierdie Jode voorberei nie. Dis nie hierdie eensydige groep mense nie. Maar God, en Jesaja kom skryf hier en hy sê maar die Almagtige is besig om 'n feesmaal, gaan 'n feesmaal voorberei vir al die volke. Alle mense kan ingesluit wees hierin. Nou, eerste ding is God self wat dit voorberei. Aan die ander woorde, God is betrokke daar, God is deel daarvan. Maar meer as dit is ook oop vir meer as net die mense wat eenders dink. Nou ek dink vir die volk Israel was hierdie dalk so 'n bietjie iets wat nie lekker gesit het nie, want hulle het gehoop dat dit net vir hulle sal wees. Hulle het gedink baie keer op hierdie manier van dis hulle God en die Here gaan hulle red. Maar ons weet dat hierdie ook so 'n bietjie 'n vooruitsig is van wat is besig om te gebeur. Waar lê God se hart werklik? Is dit slegs by Israel of dink God ook aan die breër prentjie? En ek dink hierdie is van die eerste kere wat ons bietjie raak lees dat God regtig eintlik ook almal wil nooi na hierdie feesmaal toe. En vir ons is dit nogals 'n groot kopskuif, né? Soos ek nou gesê het, dink in jou eie partytjie wat jy reël, verbeel jy nooi mense wat nie soos jy is nie, wat nie heeltemal soos jy dink oor die lewe nie, mense wat die dinge partykeer vir jou ongemaklik of awkward sal maak, mense wat die Here se liefde nodig het, maar wat jy nie nou by hierdie feesmaal wil mee tyd spandeer nie. Ek sal partykeer sê, maar wanneer ek die persoon op straat of die persoon wat dalk nie lyk soos ek of ryk soos ek of wat heeltyd my uitdaag met alles in die lewe en dat ek op 'n ander plek met hom sal dien, maar of sal deel, maar wanneer dit by 'n feesmaal kom, dan wil ek by mense wees wat dit lekker maak. Die Here sê hy nooi alle volke. So om deel te wees van die Here se fees beteken ons diskrimineer nie, beteken ons sluit nie uit nie, beteken ons nooi in. Dis waar die tema ook vanoggend vandaan kom van God nooi. God nooi hierdie volke na hierdie feesmaal toe. En dit worstel dalk so 'n bietjie in ons hart oor wie word werklik ook genooi. As ek dink aan God wat hierdie feesmaal maak, voorberei, ek's genooi. Is die persoon langs my genooi, is die persoon wat saam met my werk genooi. En ek wonder partykeer hoe sit dit ook in ons harte. Maar dit is wat ek op 'n manier daar lees, en dan gaan ons aan, en dan is die vraag na Bernardus, hoe kan dit wees dat God al hierdie volke nooi? Hoekom sal hy dit doen? En kry ons eintlik in die volgende vers, dink ek, word dit vir ons so mooi uiteengesit, om na hierdie plek te kom met hierdie geurende kos, of hierdie goeie kos en geurende wyn. Vers 7 kom die Here, hy sê, op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was,
waarmee al die nasies toegemaak was. Nou hierdie doek kan na 'n klomp goeders verwys, maar wat ons inlees is op 'n manier, dit word ook die ander woord wat daarvoor gebruik word partykeer is 'n sluier. Nou dit verwys op 'n manier na hierdie dood toe, né? As ons na 'n begrafnis toe gaan, spesifiek in daai tyd was hulle bedek gewees en op 'n manier kom God en hy sê maar op hierdie berg is nie noodwendig Sinaï wat hier na verwys word nie, is dalk juis eerder Golgotha, né, waar Christus vir ons aan die kruis gesterf het, sal hierdie doek van dood, dit wat ons weghou van die Here se feesmaaltafel, gaan verwyder word. Op daai berg wat Jesus Christus vir ons gesterf het. En ek dink dis die rede oor hoekom alle volke genooi kan word. Dis die plek waar ons leer om te sê, maar God is regtig lief vir almal. En God wil mense nooi. En op 'n manier weet ons in Matteus 28 stuur die Here elkeen van ons om juis na mense toe gaan. En daar sê hy weer na alle nasies toe. Daar's nie een of twee wat uitgekies is om te sê net daai nasie of net daai volk nie. Ons gaan na alle nasies toe. En ons leer hulle van wie die Here is. En ons is lief vir hulle soos wat die Here vir ons lief is. Nou hierdie doek gaan weggeneem word. Die dood gaan oorwin word. Met ander woorde, dit is oop. Nie as gevolg van die dinge wat ons doen of wat ons bereik nie, ons ken die boodskap van genade. Maar dit is ingesluit. Mense word, God is nie, sy doel is nie om uit te sluit nie, maar is juis om in te nooi, om deel te maak. En dit is dalk so 'n bietjie ons roeping ook. Ons hart is om met die Here ons roep in hierdie tyd vir ons as gemeente in ons getuienismaand om te dink oor waar is ek betrokke in mense wat nie noodwendig my mense is nie, maar ek is deel van hulle want die Here roep my om hulle deel te maak want hulle is deel van sy mense. Dan gaan ons aan na die volgende gedeelte toe ook, vers 8, wat dit eintlik dan nog verder vat vir my om te sê, okay, maar hierdie doek of hierdie dood word verwyder op hierdie berg wat ons nou noem Golgotha, waar Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis, weet ons dit vandag, want ons leef aan die ander kant van die kruis, sal dit nie noodwendig daai tyd in Jesaja se tyd so mooi verstaan nie, maar vers 8 kom dit en sê, hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig, soos wat ons nou weet, en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal die smaad verwyder, wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Wat 'n ongelooflike dag. En ek dink dis kom 'n dag van feesviering is. Is die Here kom en hy verwyder hierdie dood, maar hy is betrokke in ons lewe. Hy is die een wat die trane afvee. Wat 'n mooi boodskap, né? Om regtig daarna te gaan kyk is God is betrokke in midde van die pyn en die seer, en ek weet nie waartoe jy gaan nie, ek weet nie wat die pyn en die seer wat jy beleef nie, maar God is betrokke daar. Hy is die een wat daai trane eendag kom afvee, wat gaan maak dat hierdie dood wat ons nou bedreig, verander in hierdie feesmaal, wat ons saam met mekaar om 'n tafel kan sit, saam met hom om die tafel kan sit, en daarvoor kan ons uitsien. Ja, dit beteken nie dat daar nie nou trane is nie, né? Beteken nie dat daar nie nou hartseer en dood en moeilike omstandighede is nie, maar die Here kom vee daai trane af. Die Here is by jou, die Here is betrokke. En dan sê hierdie laaste gedeelte, eintlik ons reaksie op dit wat gaan gebeur, sal elkeen sê, wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dit is ons God. Ons het op hom vertrou, hy het ons gered. Dit is die Here, ons het op hom vertrou, laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. In hierdie week het ek saam met 'n klomp jong mense die gesprek gehad oor wat dit beteken om te vertrou teenoor wat dit beteken om gered te wees, om oor te gee. En ons het vir mekaar op 'n manier gesê, hierdie twee goeders gaan hand aan hand. Jy kan nie gered wees sonder om op die Here te vertrou nie, en jy kan nie op die Here vertrou sonder om gered te wees nie. Dis 'n ding wat groei, ja, maar op die einde van die dag is hierdie konsep van ek vertrou op die Here. Ek vertrou dat hierdie tyd waarin ek nou sit, wat worstelend is, ook verby sal gaan. Is om my lewe te kom oorgee in sy hande. Is om regtig te kom sê, maar Here, meer van U, minder van myself. Hebreërs 11 leer vir ons om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, né? Ek vertrou die Here vir dit waaraan ek vas kan hou, dit wat ek hoop. En oortuig te wees van die dinge wat ek nie kan sien nie.
Al verstaan ek dit nie, al sien ek dit nie, al beleef ek dit nie nou noodwendig nou nie, hou ek vas daaraan, want dis die Here se belofte. Dis die Here wat dit vir my kom gee. So ek wil opsom en klaarmaak, om te sê wat ek dink hierdie gedeelte vir ons mee help vanoggend is eerstens is dit dalk nodig vir ons om 'n kopskuif te maak vir wie hierdie boodskap is. Partykeer is dit vir ons lekker om te sê, maar dit is vir my, en dit is vir my, maar dit is ook vir mense wat nie noodwendig dink soos ek nie, wat nie noodwendig lyk soos ek nie, wat nie noodwendig die lewe leef soos ek nie, en soms roep die Here my om juis by hulle ook betrokke te raak. En ek kan dit doen, want God het hierdie dood kom oorwin, dit wat ons bedreig, dit wat ons terughou in hierdie lewe, dit is juist dit wat oorwin is. En nou kan ons regtig op hom vertrou. Want, soos hy vers 8 ook sê, God is betrokke, hy is een wat die trane afvee. Ek hoef nie alles te doen vir alle mense altyd nie. Maar die Here roep my om te doen dit waarvoor hy my geroep het. Wanneer ek kom vertrou, dan raak ek in staat om regtig betrokke te raak ook by sy plan. Regtig betrokke te raak op die roeping wat die Here vir my kom gee. So vanoggend, vandag, waar ook al jy is, nooi die Here jou uit. Eerstens nooi hy na hierdie feesmaal toe. Kom gee jou lewe oor. Kom sit jou vertroue op hom. Dat jy ook een van daai sal wees wat kan sê, elkeen het gesê. Al meer is dat die Here roep jou om nie net vasgevang te wees in hierdie wêreld waar jy sê, maar net mense soos ek nie. Maar juist te sê, maar alle mense, dis ons roepingsveld. Dis die plek waar die Here ons roep om betrokke te wees. As gemeente fokus ons hierdie week dan nou op Jeffreys Bay. Dan wil jy uitnooi om regtig ook betrokke te raak dan by Makukanya, by Joshua, by ons hulp en hoop projekte. Julle daar so baie, die Noordspense klomp van hierdie goeders. En as jy nie weet waar nie, asseblief kontak die kerkkantoor. Dit sal lekker wees om jou ook te verwelkom, om die roeping te kom uitleef. Spesifiek na mense wat nie altyd dink soos ons nie. Mag dit regtig vir jou ook geseënd wees. Kom ons bid saam. Here, hier is 'n ongelooflike boodskap en Here, dit voel partykeer asof ons 'n gedeelte van hierdie boodskap wil vat en sê, ja, die Here het vir my, hy maak vir my hierdie feesmaal gereed en ek's opgewonde daaroor en ek my lewe kom gee, maar Here, dan mis ons die gedeelte wat ek dink so crucial belangrik is dat dit nie net vir my is nie. Nie net vir mense wat dink soos ek nie, maar Here, juis mense wat Here, u liefde en die genade so nodig het, wat dalk ander idees het oor die lewe, maar Here, mag u ons harte kom aanraak, Here, en mag u ons roep en stuur om juis by mense betrokke te wees, Here, wat dalk nie noodwendig soos ons dink nie. Here, hierdie boodskap is vir hulle, en Here, ons weet u is die een wat die dood dan wegneem, Here, want ons kan op u vertrou, maar Here, u is ook die een wat in dit ons kom transformeer, u kom vee die trane af, u kom verander ons van binne af, Here, om meer en meer te word soos u, Here. Here, maar mag ons nie net op onsself hier fokus nie. Maar Here, mag ons juis in hierdie tyd onsself bewus maak van hoe lief u ons het, maar hoe nodig hierdie wêreld u liefde het. En Here, u het gekies om ons te gebruik. Mag ons in hierdie tyd op u vertrou, Here, maar dan ook daai boodskap van vertroue, daai boodskap van oorgawe, die boodskap van oorwinning, Here, ook uitdra na die wêreld wat dit so nodig het. Here, want u nooi hulle na hierdie feesmaal toe. Mag hierdie regtig, Here, vir ons 'n ongelooflike ervaring wees, ongelooflike tyd wees, waar ons uitsien na dit wat u vir ons ook kom gee. Amen. Ons as gemeente is natuurlik baie dankbaar vir alle maniere wat mense ook ons kan ondersteun, en ons wil jou regtig ook uitnooi, as jy op 'n finansiële manier of hoe ook al wil betrokke raak of ons ondersteun, daar sal nou ook 'n slide na die tyd wees oor hoe jy dit kan doen, dalk ook 'n dankoffer gee, so regtig baie dankie daarvoor, en mag die Here jou ook seën in dit. Mag die Here jou seën vanoggend met hierdie boodskap, en mag jy werklik uitgaan en die verskil maak daar waar die Here jou roep, en waar die Here jou wil gebruik. Ontvang so ook die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader,
en gemeenskap van die Heilige Gees by een en elkeen van julle wees en bly. Amen en amen. Mm-hmm.